Goeiedag almal, luister bietjie na hierdie hartstogtelike, wonderlike uitnodiging van die Here aan elkeen van ons vandag. Psalm 81 vanaf vers 8. Toe jy in die moeilikheid was, het jy na my geroep en ek het jou gered. Ek het jou geantwoord in die geheime plek van donderweer en ek het jou getoets by die waters van Meriba. Luister na my en neem kennis van my waarskuwing. Hoe wens ek jy wil na my luister? Moenie ander gode aanbid nie, want ek is die Here jou God. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land gebring het. Maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. Het jy al ooit hulp nodig gehad, maar jy het gehuiwer om te vra omdat jy nie 'n las vir iemand wou wees nie? Jy weet, baie van ons het daaraan gewoond geraak om hierdie skaam, huiwerende gesindheid met ons gebede na die Here toe te gaan. Ons gaan na die Here met ons behoeftes, maar ons huiwer om hom werklik te vra en te glo. Ons maak nie ons monde wyd oop soos ons gelees het in hierdie woord nie, want ergens in ons harte wonder ons of ons nie te veel van die Here vra nie. Maar die waarheid is dat die Here hom verheug in ons gebede, omdat hy daarvan hou om sy krag namens ons en deur ons te vertoon. Johannes 15 vers 8 sê dit baie duidelik. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Jy weet, byna 50 maal in die Bybel lees ons van die tog deur die Rooi See en dit bloot om ons te herinner aan die onbeperkte krag van God. Die Here wil hê ons moet onthou dat hy nooit moeg word nie, dat hy nooit gespanne of moedeloos word deur die behoeftes van ons, sy kinders nie. Psalm 121 vers 4, kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. En dan Efesiërs 3 vers 20 tot 21, luister bietjie na hierdie wonderlike uitnodiging. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Jy weet, ons kan die aangesig van die Here enige tyd soek sonder twyfel of vrees. Luister na die gebed van Daniël in Daniël 9 vers 18, wat hy uitroep en sê, luister na ons, my God. Kyk na ons en sien die moeilikheid waarin ons is en die lyding van die stad wat u naam dra. Ons bid tot u omdat u barmhartig is, nie omdat ons iets reg gedoen het nie. En dan Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Die Here is gereed om na jou te luister. Praat met hom oor jou probleme. Praat met hom oor jou omstandighede. Praat met hom met geloof en verwagting in jou hart. Praat ernstig met die Here, want hy is 'n God wie se krag onbeperk is. Daarom hoef ons nooit bang te wees dat ons te veel van hom vra nie. Dankie Here, dis u wat tog gesê het, bid en vir jou sal gegee word. Dis tog u wat uitgeroep het en gesê, roep my aan en ek sal jou antwoord. Dankie daarvoor Here, in Jesus naam, amen.